Welkom by Wielspore van Waarheid. Ek is JP Fourie, 'n biker, 'n predikant, 'n eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n man wat glo dat die waarheid en om 'n Christen te wees, lê nie in tradisie of die hou van rituele nie, maar dit lê in die voltooide werk van Jesus Christus. Hier praat ons eerlik oor dinge wat in die kerk ingeslyp het, soos byvoorbeeld die blaas van die shofar. Ons praat oor die Sabbat, ons praat oor eindtye en die ou gebruike wat Christus vervang het en nog baie ander. Ons ry nie hierdie pad om gewild te wees nie, maar ons ry dit om vry te wees. So, trek jou helmet reg, maak hom lekker vas. Dis tyd om die stof van godsdiens af te skud en om die waarheid se wielspoor te volg. Welkom by Wielspore van Waarheid. Baie welkom by hierdie tweede gedeelte van Wielspore van Waarheid, waar ons bietjie praat oor die shofar en hoe ons die shofar so bietjie uitmekaar uittrek en na sy gebruik kyk. En kyk waarvoor was hy bedoel gewees om gebruik te word. En ek het in die eerste gedeelte wat net 'n audio gedeelte was, net 'n klankgedeelte, het ek so bietjie gaan gesels en ek wil jou tog aanmoedig om te gaan kyk en te gaan luister wat ek sê daar. Ek het 'n boekie geskryf en ek gaan vir jou hier op die beeld gaan ek vir jou die boekie skryf, die shofar se klank in die Nuwe Testament. Waar kom dit vandaan en is dit regtig skriftuurlik? Is die blaas van die shofar in die Nuwe Testament regtig skriftuurlik? Nou ek wil hê jy moet saam met my kyk en ons sê dat Wielspore van Waarheid ry ons om waarheid te ontdek. Wat sê die skrif regtig en is ons met tradisionele goeders besig of is ons met God besig in die Nuwe Testament? Waarmee is ons besig? Nou ek gaan vandag het ek 'n opsomming gemaak van ons eerste hoofstuk uit die boekie uit en ek gaan so opsommend met jou gesels en ons gaan so bietjie hierdie gedeelte gaan ons bietjie kyk na waar kom die shofar vandaan, wat is sy oorsprong gewees en wat is die betekenis gewees regtig in die Ou Testamentiese gebruik van die shofar. En ek wil maar vir jou sê op hierdie Wielspore van Waarheid potgooi, maak jou seatbelt lekker styf vas, want ons soek waarheid. Ons soek waarheid, dit is belangrik. Ek wil waar wees, want waarheid maak my vry. Christus is die waarheid. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En wanneer ek in Christus bevind word, dan maak hy my vry. En dit is waartoe ek wil gaan. So ek wil sommer so met die deur in die huis val en dan gaan ek het my rekenaar hier voor my oop waar ek 'n nota of 2 gemaak het en dan gaan ons kyk. Kom ons kyk nommer 1, die eerste punt. Kom ons kyk wat is die oorsprong en die betekenis van die shofar. Dis baie belangrik. Daar's 2 as ons in die Ou Testament gaan kyk, dan was daar 2 maniere gewees of instrumente gewees wat God gebruik het om met die volk Israel te praat. En die een was 'n ramshoring gewees en die ander een was 'n gewone trompet gewees wat God gebruik het. Nou kom ons begin en dan gaan kyk ons, die shofar was 'n ramshoring. Dit was nie 'n trompet gewees. Die ramshoring is gemaak gewees van 'n bokram se horing of dit was gewees van enige wilde dier se horing gewees. Dit was rou, dit was natuurlik gewees. Die manier hoe hulle dit moes gebruik het en voorberei het, was natuurlik gewees. Dit was nie 'n koei of 'n beeshoring gewees nie. En ek wil vir jou nou wys hierso, volgens die Talmud in Rosh Hashanah 26a, sê hy daar in die Talmud vir jou, hoekom hy nie 'n beeshoring moes gewees het nie. En ek dink dit is nogal heel interessant om hierdie gedeeltes te sien. Hoekom was dit nie 'n beeshoring gewees nie? Jy sien, want ons sien daar in Exodus 19, toe die Israelies, toe hulle nou by die berg aankom, en hulle sê, God by die volk wil praat, en die volk sê, nee, maar Moses, gaan jy en praat jy namens ons met God.
toe Moses vir die eerste keer van die berg afkom, wat is die Israeliete besig om te doen? Hulle dans daar om 'n goue kalf. En hulle sê dat die goue kalf die een was wat hulle uit Egipte uitgebring het. Nou maar, ek dink jy gaan met my saamstem as ons ek dink God was dalk 'n bietjie omgekrap gewees oor hierdie ding. Nou, die ramshoring was nie van 'n beeshoring gemaak nie, want dit was daar om afstand te hou van die goue kalf. Dit was daar om nie die goue kalf konnotasie te koppel aan dit wat God wou gedoen het nie. Die woord shofar beteken 'n hol buis of 'n hol horing of 'n hol instrument, 'n instrument wat 'n gat in het. En dit is altyd gemaak van die ram of 'n wilde dier se horing gewees, altyd. So ons net so 'n bietjie agtergrond vir jou gee, waar kom die shofar vandaan en wat weet hoe is hy gemaak? En weet jy wat baie belangrik was, as jy so 'n bietjie gaan kyk na die Ou Testamentiese bevolkings wat daar was, die kulture wat daar was, dan kom ons agter dat die ramshoring was nie uniek aan Israel gewees nie. Dis nie net Israel wat ramshoring geblaas het. Alle kulture en volke in die Ou Testament en die Bybelse, hulle het ramshorings geblaas. Maar God het die ramshoring tipe of die metode gebruik en hy het dit vir homself geheilig om kommunikasie, as ek dit in aanhalingstekens kan sit, om kommunikasie of te kommunikeer met die volk Israel. So, as ons sien dat die shofar is dus nie 'n instrument gewees van gehoorsaamheid nie, of dit was 'n instrument van gehoorsaamheid. Kom ek stel dit so, ek het dit nou verkeerd. Die shofar was 'n instrument van gehoorsaamheid. Dit was nie 'n instrument van menslike krag of menslike bonatuurlike menslike vermoëns of iets in daai nie. God het altyd die bevel gegee. God het altyd 'n bevel gegee voordat die ramshoring geblaas moes word. En die horing is geblaas op sy opdrag. Ek wil hê julle moet dit besef. Wanneer God met die volk gepraat het, dan sou hy gesê het, blaas die ramshoring, of hy gee die opdrag, wanneer moet die horing geblaas word, en ons gaan so 'n bietjie kyk daarna. Maar kom ons gaan in ons tweede punt wat ek wil maak, oor die ramshoring, dan gaan ons daarna Exodus 19, vanaf vers 16 tot 19, dan kyk ons hierso, praat die Bybel vir die eerste keer oor die blaas van die ramshoring. En hier is God die eerste een wat die ramshoring blaas. Nou kom ons gaan kyk gou daar na die gedeelte daar, die nuwer vertalings in die Afrikaans sê in die B-gedeelte van Exodus 19 vers 16 tot 19 sê hy daar, vers 16, en die geluid was die van 'n baie sterk shofar, en al die volke het gebewe. Onthou toe Moses hulle teen die berg opgeklim het en God hulle genooi en gesê, kom Moses, kom, ek wil vir jou die wet gee, ek wil met jou praat, en Moses teen die berg opgaan. Toe, net voor dit het God die berg laat bewe en die rook, kan lees gerus daai gedeelte. Nou kom ons lees uit die ou 33 vertaling, kom ons lees wat sê vers 16, hy sê, en op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse, en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk bassein. Die nuwer vertaling vertaal die bassein as 'n shofar. Die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was, gebewe het. So hierso lees ons nou van die eerste Bybelse verskyning van 'n shofar of 'n bassein wat geblaas het. Nou, God self blaas hierdie bassein. God self laat hierdie bassein klink in die ore van die volk. Hoekom? En onthou, dit was nie mense wat dit gedoen het, was God self wat dit gedoen het. Hoekom? Ons moet verstaan dat as jy gaan lees min of meer die hoeveelheid Israeliete wat uit Egipte uit wegbeweeg het op pad Kanaan toe. Hulle reken dit was omtrent 2 miljoen mans. Dit was nou nie die vrouens en die kinders en die diere en die slawe wat saamgegaan het, weet die dienaars wat saamgegaan het nie. Net die mans alleen reken hulle, ek het nie my feite 100% nie, maar hulle reken dit was so by die 2 miljoen gewees. Nou dan moet jy nou nog
weet, die manne het meer as een vrou gehad, en hulle het 'n klomp kinders gehad, so ons reken hier was, kom ons sê, argumentsonthou, kom ons argumenteer nou nie daaroor, maar kom ons sê so 6 of 7 of 8 miljoen mense gewees. Nou, hoe praat jy met 8 miljoen mense? Ek dink God het 'n meesterplan gehad om met die Israeliete te praat, en hy gebruik die shofar, hy gebruik die klank van die bassein, om 8 miljoen mense op een oomblik te laat verstaan dat hy wil iets sê. Nou, om die hele volk te laat verstaan en te hoor dat God praat, dit is nou hoe hy met hulle praat, deur middel van die shofar. En die aankondiging kondig hy aan, die manier beteken, dis my teenwoordigheid, dis my heiligheid, dis 'n waarskuwing dat God gaan nou iets sê. En dit is hoe hy gebruik, en dit is hoe hy die hele volk laat verstaan, dat hy wil nou vir hulle iets sê. Die derde punt, wat ek ook graag hierso wil oorbring is, in Numeri 10 vanaf vers 1 tot 10, kan ons gaan kyk daarso, hy praat daar ook van 'n trompet, nie 'n shofar soseer, maar hy praat van 'n trompet. En dit is baie interessant as jy die gedeelte gaan lees daar, Numeri 10 vanaf vers 1 tot 10. Hierso sê God vir Aaron, vir die volk, hy sê, hulle moet vir hulle silwer trompette maak. Nou, ek wil nou nie daai woord probeer uitspreek, en dis 'n Hebreëse woord nie, want dan gaan ek nou wraggies die Hebreëse taal dalk hierso in die steek laat. Maar dit is heeltemal iets anders as 'n shofar. Met ander woorde, die trompette wat geblaas is daar, was vir spesifieke doele geblaas. So dit was nie 'n shofar klank nie. En ek dink wat gebeur het in ons Nuwe Testamentiese bestel is, ons het dalk hierdie twee instrumente wat geblaas word, het ons dalk met mekaar gaan misgis. En ons het dalk die bedoeling van die blaas van hierdie instrumente met mekaar gaan kombineer, en dit was nooit, ek dink, die bedoeling gewees om dit te doen nie. Nou, in Numeri 10 onderskei God tussen silwer trompette en tussen die shofar. Hy sê dat die silwer trompet vir die oorlog 'n sein is. Dis nie 'n wapen nie, dis 'n sein. Dis 'n klank wat gemaak word. Hier word die shofar nie geblaas nie, maar 'n gewone trompet word geblaas om aankondigings te maak sodat die volk, onthou daai verskriklike groot volk moet almal met een slag weet. Nou die van u wat miskien uit die ou weermag uitkom, of uit die weermag uitkom, polisie uitkom, weet daai ding, ons het 'n kat gehad, hulle noem dit 'n kat, dis so 'n dingetjie wat daar bo op 'n paal gesit het. En om almal in kennis te stel van wat gaan volgende gebeur, het hulle die kat gelei, of laat afgaan. Hy het 'n verskriklike klank, ook in die oggende, dan maak hy jou wakker. Nou, ek wil dit nou amper, ek sê nie dit is nie, maar ek wil dit nou amper koppel aan so iets soos 'n shofar of die trompet. Want wanneer die kat op 'n sekere tyd afgaan, dan weet almal van ons waaroor dit gaan, wat is die volgende, wat gaan volgende gebeur, weet, dit kondig vir ons aan die volgende fase. Toe ek in die college was, ek was 'n ou polisieman, maar kom ook in die weermag uit. OK, hy sê daar in Numeri 10 vanaf vers 1 tot 10 so opsommend, hy sê, dan sal julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God. En die Here herinner hom aan sy volk. Dis nie die geluid wat die oorwinning bring nie. Wanneer die trompet geblaas word, dit is so belangrik dat ons dit besef. Wanneer hierdie trompet geblaas word, dan is dit nie die geluid van die trompet wat die oorwinning bring nie. Maar dis God se teenwoordigheid wat die oorwinning bring. Ons moet dit besef, dit is so belangrik. Nou hoekom sal ons sê, hoekom dan nou die onderskeid tref tussen die shofar wat die ramshoring is en die trompet wat uit silwer uitgeslaan, gekap, gehamer moes word. En daar's eintlik 'n baie belangrike ding wat ons met mekaar kan gesels hierso. Dit is belangrik dat ons dit sien. Ek dink dit word uit silwer uitgemaak, want silwer het 'n spesifieke doel ook in die tent van samekoms gehad. God gee hierdie bevel direk aan Moses om dit so te maak. Hy gee vir hom hoe moet dit gemaak word, hoe moet dit beslaan wees
om hierdie trompet te maak. Nou, die shofar is natuurlik, maar die trompette word met die hand gemaak van silwer. Silwer is 'n beeld van reinheid, is 'n beeld van verlossing, dis simbolies van aard, nee. Silwer is die simbool van losprys. In die Ou Testament, ons kan dit sien, jy kan dit gaan lees daar in Eksodus 30 vers 16. Daai silwer voorwerpe wat gemaak moes word, is 'n gedeelte, is 'n betekenis simbolisering van heiligheid en reinheid. Dis baie belangrik. En die ander ding wat hy vir ons hierso sê is, die silwer trompette word uitsluitlik deur die priesters geblaas. Onthou, die priesters is aangewys vir 'n spesifieke doel. Hulle was 'n spesifieke volk, hulle was 'n spesifieke gedeelte binne in die volk gewees. Okay, en net hulle mag die trompette geblaas het. Jy gaan dit lees daar in Numeri 10 vanaf vers 8 af. Hierdie trompette was amptelike tempelinstrument gewees. En dit was nie vir gewone mense of persoonlike gebruik gewees nie. Nou, net met dit wat ek nou al reeds gesê het, kan jy nou al klaar sien, dat wanneer ons die shofar of die trompette inbring in 'n Nuwe Testamentiese bestel in 'n bestaande kerk, dan kan ons al klaar sien, ons is buite die opdrag wat God gegee het. Net so vir inligting. Ons is buite die opdrag wat God gegee het, want hierdie was net vir die priesters gewees, die mense wat die amp bedien het. Hulle moes hierdie instrument geblaas het. En daar was verskillende syne natuurlik. Hulle het geblaas om die volk te laat optrek, hulle het geblaas om die volk by mekaar te bring, wanneer aankondigings gemaak word, hulle het geblaas wanneer daar oorlog gemaak moes word. Dit was dus 'n instrument van orde en leiding. Weet, om die volk te lei, om vir hulle rigting te gee, en nie van emosie of spiritualiteit nie. Ons moet dit besef. Nou hoe pas die shofar, kom ons vra dan nou vir mekaar die vraag af, hoe pas die shofar dan nou hier in hierdie prentjie in, as daar twee tipes instrumente was, wat geblaas was, die trompet wat uit silwer gemaak is, en die ramshoring wat van 'n bok of 'n ram, of 'n wilde dier se horing gemaak is. Nou kom ons kyk daarna, want dit is belangrik, ons moet vir ons duidelikheid kry oor hierdie instrument. So, die shofar is iets anders, dit was nie organies nie. Dit is nie deur mense gevorm nie, waar die trompet deur mense gevorm was, deur beopdragting van God af. Is die shofar nou weer 'n rams wat het ons nou klaar gesê, en sy gebruike was in spesiale aankondigings gewees, die shofar. Byvoorbeeld goddelike oomblikke, wat God wou aankondig, of wat hy opdrag gegee het, waar hoekom hierdie shofar geblaas moet word. Byvoorbeeld, as ons gaan kyk by Sinaï, het God 'n spesifieke doel gehad, hy het die shofar self geblaas, die bassein, om die volk in kennis te stel dat God praat nou. Byvoorbeeld met die aankondigings van die jubeljaar, en dan ook 'n baie belangrike gedeelte wat ons kan kyk, was met die Jerigo mure wat geval het, waar die shofar geblaas is, pertinent genoem die shofar wat geblaas is. Dit was 'n teenwoordigheid, 'n teken dat God nou gaan ingryp, sy teenwoordigheid is daar, en dat hier nou 'n ding gaan gebeur. Met ander woorde, wanneer God dan beopdrag het dat die shofar geblaas moet word, dan het hy iets spesifieks vir daai oomblik in gedagte gehad. Nou ja, so ons kan nou kyk, in Numeri 10, wat die oorlog van gepraat het, was deel van Israel se ordelike volksbeweging onder God se regering, en nie van spontane geloofsoptredes nie. Dis baie belangrik dat ons dit besef, want die silwer trompette was dan gestandaardiseer vir die kommunikasie en bevelvoering. Die priesters moes dit gebruik het, die seuns van Aaron. Kan jy sien hierso spesifieke opdragte, spesifieke opdrag wat God gegee het oor hoekom die trompette gemaak moes word, en nie die shofar nie. Die shofar daarteen was simbolies en profeties. Dit was nooit aan mense gegee as 'n algemene instrument om te gebruik, sommer net
om dit te gebruik nie. Wanneer die jubeljaar aangekondig word, elke 7 jaar, die jubeljaar aangekondig word, dan is die shofar geblaas en die trompet. Jy sien, en wanneer dit geblaas is, dan was dit onder 'n direkte opdrag van God homself as deel van 'n profetiese akte. En daar kan ons gaan kyk ook na die gedeelte in Gideon, waar Gideon die shofar geblaas het. Dit is baie, baie belangrik. En kom ons kyk bietjie na die verskille van die twee, die verskil in aankondiging van die twee. Die silwer trompet was formeel, dit was priestelik, dit was gestruktureerd, dit was gebruik vir organisasie, dit was gebruik om aan te kondig, ons gaan nou kamp opbreek, dit was gebruik gewees om te sê, hallo, kom by mekaar, kom ons gesels gou met mekaar, en dit was gebruik vir formele oorlogsyne. Ons lees dit in Numeri 10, vers 9, kan jy dit gaan lees daar. Dit was deel van die alledaagse gebruike en liturgiese lewe van die volk Israel. Jy sien, want toe die volk Israel by die berg was, het God met Moses gepraat en hy het gesê, Moses, alles wat ek julle vandag beveel sal vir julle wees en vir hierdie volk. Is belangrik dat ons dit sien. Dit is vir jou Moses 'n ewige instelling, vir jou Moses en vir hierdie volk, hierdie Israelse volk, 'n ewige instelling. Ok, met ander woorde, dit was duidelike herkenbare syne geweest. Die shofar aan die ander kant was meer simbolies geweest van aard, dit was meer dramaties van aard, dit het 'n groter geestelike rol gespeel, die shofar, as die silwer trompet, baie belangrik. En dit is gebruik vir die grootste goddelike aankondigings, wanneer God direk iets wou gesê het vir die volk, dan is eerder die shofar geblaas in plaas van die trompet. Soos byvoorbeeld, weer gaan ons terug na Sinaï toe op die berg waar Moses was. Die shofar is geblaas om vrees en chaos in 'n oorlogssituasie te bewerkstellig. Ons kan byvoorbeeld sien met die wat hulle om die mure van Jerigo geloop het. Onthou jy wat op die 7de dag moes gebeur het? Almal moes skree, oorlogskreet aanhef. Hulle moes die shofars blaas en hulle moes die potte gebreek het. Kan julle dit onthou? Met ander woorde, dit het 'n vrees by die volk, die mense wat in die stad Jerigo was, het 'n vrees by hulle ingeboesem. Nou ja, dit dra 'n rou, heilige, ontzagwekkende klank. Dit moes verskriklik gewees het. En dit word dan dikwels gekoppel aan God se direkte ingryping deur sy genade. Jy sien sy genade wat hy in die volk wat hy gerig het op daai stadium, wou bewys aan hulle wie hy is. Dan het hulle die shofar gebruik. Kom ons gaan kyk gou in ons 4de punt wat ek wil aanraak hierso, na die mure van Jerigo. Dit is baie belangrik. 7 priesters het geloop en aanhoudend op die horings geblaas. Die shofar is 'n ding, en dit is baie belangrik dat ons dit besef. Die shofar is 'n instrument wat geblaas word wanneer God beopdrag het. Met ander woorde, dit word gedoen in gehoorsaamheid. Dit word nie geblaas sommer net omdat ons shofar wil blaas en ons wil iets aankondig. Nee, daarvoor gebruik ons die silwer trompette in die Ou Testament. Wanneer ons sommer net iets wil aankondig, dan gebruik ons die silwer trompette, maar wanneer God die opdrag gee, pertinent, dan gebruik ons die shofar. Dis wanneer hy geblaas word. En God sê, ek het Jerigo in julle hand gegee. Hoekom blaas hulle die shofar? Want God het dit beopdrag. Dit is wat jy nou doen. As jy daar in Jerigo kom en jy die 7 keer om die mure geloop, dan blaas jy die opdrag. Nie voor dit nie. Jy sien, gehoorsaamheid aan dit wat God gesê het, moet gebeur. Wanneer moet dit gebeur en hoe moet dit gebeur? Dis baie belangrik dat ons hierdie ding sien, my vriend. Dit is symboliseer ingryping. En dit symboliseer nie menslike beheer of bonatuurlike mag. Skielik trek jy nou, omdat jy nou 'n shofar blaas, 'n ramshoring blaas, nou trek jy bonatuurlike krag uit die hemel uit en die aarde skud nie. Nee. Wanneer God dit beopdrag het, dan doen jy dit. En dit is wat ek vir mense sê. Dis my siening ook in die Christelike lewe. As God sê, spring op die stoel,
en steek jou hande voor in die kerk op. Of as God sê, doen bawiele en bolle makiesie voor in die kerk. En daar gebeur goed, bonatuurlike krag val en die mense word gesond en dinge gebeur, dan sê ek, halleluja, ek staan saam met jou. Maar moet nou nie elke keer gaan bolle makiesie en wawiele maak voor die kerk, en nou dink as jy 'n wawiel gaan maak, dan gaan God se bonatuurlike krag val. Jy sien, wanneer ek en jy gehoorsaam is aan dit wat God vir ons sê, dan werk hy. Hoekom? Want ons luister, ons is gehoorsaam en ons voer die opdrag uit. Dis presies waar die shofar in die Ou Testament ingepas het. Wanneer God die opdrag gegee het, dan het hy die wonderwerk saam met die beopdragtiging laat plaasvind. Dit is baie, jy sien, maar ons het deesdae, het ons sommer net algemeen begin om iets te doen, omdat ons wil hê daar moet iets gebeur, maar dan gebeur daar niks nie, en so bly ons aan mekaar blaas. Dis wat ek baie keer vir mense sê, ek sê, weet jy wat, as ek vir jou bid, en jy val om, en jy staan op, dan daar niks met jou gebeur nie, dan het jy op jou eie omgeval. Maar as jy omgeval het en jy het gesond daar opgestaan, prys die Here, iets het gebeur. Maar jy sien, ons het nou hierdie ding in die kerk gaan intrek, mense val om, hulle val stoele, laat die stoele daar trek, en dan gebeur daar niks, dan staan hy net so siek op, soos wat hy geval het. Jy sien, ons het godsdienst en tradisie gaan koppel aan God se werking, en ons het nie gaan luister na wat die Gees van God vir ons sê nie. En dit is presies dieselfde wat gebeur met die shofarblasery. Ek wil gaan kyk om punt nommer 5 wat ek wil aanraak. Levitikus 25 vers 9 praat daarvan, een van die voorbeelde wat God sê, hoekom die shofar moet geblaas word. En hy sê dat die jubeljaar, Jovel is die Hebreëse, jubeljaar moet aangekondig word. Levitikus 25 vers 9, hy sê, dan moet jy in die 7de maand, op die 10de van die maand, in basyn geklank laat deurgaan. Met ander woorde, jy moet die shofar blaas. Daai basyn kan jy maar gaan kyk, is die woord shofar, en nie die silwer trompet nie. Kan jy sien, spesifieke opdragte vir spesifieke goed. Die klank laat deurgaan. Op die versoendag moet julle die basyn, die shofar, deur julle hele land laat gaan. Opdrag. Kan jy sien? Nou, wanneer ek gehoorsaam is aan die opdrag wat God gegee het, dan gebeur daar goeders. En dis presies wat hierso gebeur. Dit raak 'n klank van vryheid, dit raak 'n klank van herstel wat gebring word in jou lewe, dit raak 'n klank van genade van God wat manifesteer in jou lewe. Hoekom? Omdat ek gehoorsaam is. Ek gehoorsaam aan dit wat God vir my gesê het ek moet doen. Elke 50ste jaar is die slawe vrygemaak. Wat is dit? Dis jubeljaar. Elke 50ste jaar is die slawe vrygemaak, ek het my grond teruggekry, dit wat ek verloor het, en ek is my skuld kwyt geskel. Elke 50ste jaar. En dit was 'n opdrag wat God gegee het, sommer aan die begin hierso. Maar ek wil hê jy moet besef, en dit is 'n baie belangrike punt wat ek nou wil maak, jy moet besef, dat voor die berg Sinaï, was daar nooit 'n shofar geblaas nie, ons hoor nie van hom nie, ons weet nie van hom nie, hy word nie eens genoem in die skrif nie. Hoekom nie? Jy sien, want dit is 'n opdrag, wat God aan Moses gegee het, vir die volk Israel. Hy sê, hierdie sal 'n opdrag wees vir jou en julle volk, vir julle. Dit was nie veronderstel om 'n opdrag te wees, vir almal reg oor die hele wêreld nie. Ag, kom aan, julle kan later vir my kwaad raak. Kom ons kyk na die 6ste punt. In Rigters 7 vanaf vers 16 tot 20 lees ons daar, Gideon het shofar geblaas en dit breek die vyande se moed. Ons het nou net daaroor gepraat. Dit het vrees ingeboesem by die vyand. Dit het respek afgedwing, maar toe hulle die shofars hoor blaas, nie die trompette nie, toe hoor hulle, en toe weet hulle, hier kom 'n ding nou, God gaan oorwinning oor die vyand bring. Ons kan ook daar gaan lees in 2 Samuel 6 vanaf vers 15, waar Dawid die shofar geblaas het, toe hy die ark in Jerusalem invat. Dis 'n teken van vreugde en aanbidding gewees vir die volk Israel.
Is nog 'n gedeelte waar dit gelees is. So die groot les wat ons hieruit kan leer, is dat God bly absoluut in beheer van sy volk, en God beopdrag sy volk wanneer om wat te doen en hoe om dit te doen. En wanneer ons gehoorsaam is aan die stem van die Here, dan kry ons die voordeel wat daarmee saamgaan. Die shofar was nooit 'n geestelike wapen nie. Ons moet dit besef. Die shofar was nooit 'n geestelike wapen of 'n magiese sleutel nie. Sy funksie was om God se stem en sy teenwoordigheid aan te dui vir die volk Israel. Baie, baie belangrik. Onthou, in die Ou Testament het die Heilige Gees nie binne in mense gebly nie. Hy het van buite af gepraat. Ons sit in 'n nuwe dispensasie, ons sit in 'n nuwe testamentiese bestel, waar die Heilige Gees inwonend is, en hy praat met elke gelowige. Met ander woorde, sy stem word nou die basuin, die shofar wat met my en jou praat. Ek wil hê jy moet dit sien, dit is baie, baie belangrik. Sonder sy opdrag is die shofar, om die shofar te blaas sonder dat God dit beopdrag het, raak net 'n geraas, dit raak rituele sonder mag. Dit is net 'n lawaai. Kyk daar in Handelinge 19 vers 13 tot 16. Kyk wat het die 7 seuns van Skeva gemaak. Hulle het dieselfde ding probeer doen. Duiwels probeer uitdryf in dieselfde naam as wat Petrus hulle dit gedoen het. En toe wat gebeur? Die duiwel spring op hulle. Met ander woorde, want hierdie manne het nie die opdrag gehad om dit te kan doen nie. Hulle het dit buite hulle autoriteit probeer doen. Hulle het nie die Heilige Gees gehad nie. Jy sien, want duiwel submit aan jou en my, omdat die Gees van God binne in ons woon. En hulle submit hulle self aan die Gees van God. Die eenvoud van die shofar wys vir ons, dat God deur nederigheid werk. Hy kies die eenvoud om die magtige te verkondig. Wat is die hoofgedagte vir ons wysheid, vir ons potgooi vandag? Die shofar was nooit bedoel om 'n remote te wees om God te laat beweeg nie. Wanneer ek nou die shofar blaas, dan gaan God nou beweeg. Nee, die shofar is altyd geblaas, soos wat ek het vir jou gewys het, is altyd geblaas op opdrag van God. Wanneer hy gesê het, wanneer moet die shofar geblaas word? Hy mag nie buite hierdie tye geblaas word nie. Hy moet geblaas word op spesifieke tye, spesifieke plekke. Jy sien, heeltemal anders as die trompet wat geblaas moes geword het. Dit was altyd God se eie roepstem gewees, as gevolg van gehoorsaamheid. Wanneer hy gepraat het, het ons opgetree, of die volk opgetree as gehoorsaam. Dit was 'n teken van sy opdrag, sy gesag en sy genade. In 'n Ou Testamentiese bestel. Dis iets wat u moet besef. Wanneer God mense, of wanneer mense dit vir vertoon wil gebruik,